1 Johannes 1:7. As ons in die lig wandel soos hy in die lig is, dan het ons gemeenskap met mekaar en die bloed van Jesus Christus, sy seun, reinig ons van alle sonde. Liewe Here, dankie vir die voorreg wat ons het om hier by mekaar te kan wees. Dankie vir 'n dak oor ons kop. Dankie dat ons kan sien, die mooi blomme voor in die kerk kan ons aanskou. Ons kan die mooi musiek kan ons hoor. Ons kan die woord lees, liewe Here. Ons dankie vir al hierdie. Ek bid nou, liewe Here, vir die teenwoordigheid van die Heilige Gees om te spreek tot ons harte. Dankie vir die belofte wat U in ons gemaak het, dat waar ons 2 of meer by mekaar kom, U is reeds daar. U is reeds hier. Dankie, liewe Heer, spreek tot ons, bid ek in Jesus naam. Amen. Vandag se boodskap gaan oor reiniging. So, my eerste werk wat ek gehad het na skool, toe was ek te jonk, ek was in die safari bedryf en ek was te jonk om die groot voertuie te ry om mense te karwei in Suid-Afrika. En ek was nog te onervare vir hulle om uit Botswana toe te stuur. Hulle wou net daarom gekyk het, okay, hoe staan sake met hierdie ou wat so nat agter die ore is. Ek onderbreek. Kan ek net sê, baie dankie. Dis regtig mooi. En vir die musiek van vanoggend, dankie, dis baie mooi. Regtig, dis 'n voorreg. En ons woord die woord wat ons lees is ook baie mooi. Mag die boodskap ook mooi wees. In elk geval. Nou word ek, dis die eerste dag, ek kom ons so aan vroeg in Januarie, en daar was nou net soos wat maar gebeur in Januarie, groot reënstorms, en die put waar die trokke gediens word, is vol water. En hy seker omtrent so diep, vol water, en is 'n groot, ek meen is 'n lang put, en hy's baie, een van die mense wat daar gewerk, en van die werktuigkundiges, is 'n baie lang ou, so hulle die put het hulle juist dieper gemaak, om hom te akkommodeer, dat hy nooit dit hoef te doen nie. So, en hy's langer as ek, nou moet ek hier probeer om die water wat daaronder is uit te kry, maar vir enigiemand wat al gesien het, hoe lyk 'n werktuigkundig, hoe lyk dit in 'n motorhawe se put? Is daai ding skoon? Nee, daai ding is smerig. Nou moet jy 'n emmer water vat en skep, en nou moet jy dit so bo jou kop, moet jy dit uitgiet. Ek was sommer baie gou, was ek so vol van die grease, dit is nie eers snaaks nie. Wat soos jy so optel, dan kan jy voel hier so loop die water hier af binne jou klere in. En dit was bitterlik onaangenaam. Smerig. En op 'n ander geleentheid toe moes ek gehelp het om, en dit is wat mense gedoen het, dis voertuie, groot voertuie, Samels, Unimogs, Mercedes trokke en dies meer, wat ry deur Botswana, Tanzanië, Zambië en dies meer, en dan as die goeders terugkom, dan moet hulle nou gediens word, en dit beteken dat soms met die goeders wat taamlik vuil is, moet jy uitmekaar uithaal. En ek is nie geplaag om dit te doen nie, maar die probleem is, dit kleef so aan 'n mens. Ek weet nie, al ooit die voorreg gehad om 'n oorvoerkas te moet uithaal en oorbou nie. Transfercase, sorry, laat ek net, ons het oordentlik Afrikaans praat. Jy kry mos die engine, dan kry jy die radkas, en dan kry jy die oorvoerkas, en daai ding se olie, vrot iets verskriklik. Wie weet waarvan ek praat? Wie het al dit? Okay, dis daarom hier so 'n handvol mense. Daai vrot iets vreesliks. Nee, Koos, is ek reg? Dit stink. Dis anderster as enige ander olie wat ek al geryk het. En jy kry dit nie van jou hande af nie. Ek kan daai blokkie Sunlight, dan kan ek hom vat, en ek kan skrob met 'n skropborsel, al kry ek hier so oënskynlik die merke af van die ding. Jy kan nog steeds ruik, dit kleef van 'n mens. En die ding is dat 'n mens kan teoreties gesproke aangaan deur die dag en maak asof dit nie so is nie. Ek kan nog steeds eet met daai selfde hande, maar die kos proe nie so lekker nie. Ek kan eintlik in my kar maar net klim en huis toe gaan, maar jy kan net dink van al daai grease wat hier so met my rug af is, wat ek doen aan die binnekant van my kar. Jy kan, maar wil jy regtig?
Wil jy regtig? En jy wil nie, ander mense wil nie so graag in jou teenwoordigheid wees nie, want jy's onooglik en onwelriekend. So daar's 'n behoefte om skoon te wees. Selfs al flous jy jouself, jy probeer om jouself te oortuig, nee, dis okay. Al wat ek nodig gehad om te doen is om net te gaan kyk in die spieël en dan sal dit baie duidelik wees. Hoor hier, chom. Vat 'n stort, maak 'n plan. Maar ek kry nie hierdie goeters af nie. Dit wil nie afkom nie. Dit vrot. Onder jou naels, tussen die goeters, enige seep wat mense in die hande kry, dan het werk nie, dan probeer jy om slim te wees, dan vat jy ietsie soos Omo seeppoeier. En dan vat jy dit, dan vryf jy dit so, en dan dink jy, nee, lekker, nou kom dit af. En soos jy dit afwas, dan vat dit 'n groot gedeelte van jou vel saam met dit. En dan besef jy, okay, dit het nou nie, daai plan het nou nie so goed gewerk nie. En kom ons wees eerlik, daar soos dinge wat al plaasgevind het, wat aan ons kleef, wat baie erger is as die vrot grease en olie wat onderuit die Unimog uit te drup. Daar's dinge wat baie erger is dit, wat jou net so ongemaklik maak, en wat ander mense ook dan ongemaklik maak, maar meestal met jouself. Jy kan daai aand, dan kan jy kan sê, nee, ek gaan maar net in die bed klim en ek gaan maak asof dit eintlik nie so is nie, maar jy weet dis daar. Al probeer ek myself oortuig, hier is nie so erg nie. Soos ek gesê het, al wat jy nodig gehad het om te doen, is om bietjie te kyk in die spieël. En dan kyk ons in die spieël, en dan sien ons dat die maatstaf wat vir ons gegee word, dan is daar's 'n lang lys van hierdie wat daar is, op 2 verskillende plekke, en julle hoef nie nou so te blaai nie, ons gaan nou sal ek vir julle vat na 'n teksverwysing toe. Maar een van hulle staan in Exodus 20, en dan sê dit daar so baie duidelik in dit, as ek iemand doodgemaak het, dan het ek gesondig. Maar dan lees ek in Matteus 5, dat as ek net kwaad is vir iemand sonder rede, en ek koester 'n wrok teen hulle, dan het ek al reeds gesondig. Dit sê in Exodus 20, dat as ek 'n ding vat wat nie myne is nie, het ek gesondig, 20 vers 15, jy mag nie steel nie, maar dan lees ek verder, in dieselfde hoofstuk, dat ek hoef nie net 'n ander persoon se ding te vat nie, ek hoef net om te dink dat ek is lus om dit te vat. As ek net begeer, dan het ek al reeds in my hart gesondig. Nie net dit nie, as ek 'n ander vrou vat, dan het ek gesondig, voor die hand liggend. As ek dink daaraan om 'n ander vrou te vat, volgens dit wat Jesus sê in Matteus 5, dan het ek reeds gesondig. Jy hoef net te dink. As ek besig, volgens Exodus 20, besig om op die Sabbat te werk, dan sondig ek. En as ek iemand anders stuur om dit namens my te gaan doen, dan ook, want dit sê, is dat jy mag geen werk doen nie, jy, jou seun, jou dogter, jou diensknegt, jou diensmaagd, jou vee, of jou vreemdeling wat in jou poorte is nie. Dan is daar ander wat moontlik nie heeltemal so voor die hand liggend is nie. As ek kant kies in 'n kwessie, as ek besig is om partydig te wees, Jakobus 2 vers 9, as julle partydig is, doen julle sonde en word deur die wet as oortreders bestraf. Hoe vinnig is ons besig om, wanneer daar 'n ding het gebeur, dan neem ons standpunt in ten opsigte van dit. Al het dit dalk nog niks met ons te doen nie. Dit raak nie eintlik ons nie. Dit gaan my eintlik nie aan nie. Nee, maar ek het kant gekies. Ek staan hier wat hierdie betref, en dan vaar ek sommer uit teenoor ander mense. Ek praat nie met die partye wat daarbey betrokke is nie, ek vaar uit teenoor ander mense oor wat hulle gedoen het. Dis sonde. Dis sonde. As ek besig is om dit te vat wat aan die Here behoort, dan is ek ook besig om te sondig, want die Here sê dat ons beroof hom in tiendes en offergawes. Ek noem dit nou net hier soos 'n kort gedagte. Die persentasie van mense wat binne wat getrou tiende betaal, dis minder as 50%, dis minder as 30%, dis minder as 20%, dis minder as 10%.
gemeet oor die konferensie. Dis minder as 8%. Julle wil nie weet eintlik hoe ver af daai ding, hoe ver af dit gaan nie. Dis skrikwekkend. Meer as wanneer daar 'n ding is wat ons moet doen en ons doen dit nie. Meer as daar is wanneer ons 'n ding doen wat ons nie moes gedoen het nie, dan is daar 'n ander weergawe van dieselfde waar ons 'n plig het wat op ons gelê word en dan is dit net dan versuim ons totaal en al. En in Esegiel 3 dan lees ons waar dit sê as ek aan die goddelose sê jy sal sekerlik sterwe en jy waarsku hom nie en spreek nie om die goddelose vir sy goddelose weg te waarsku om hom in die lewe te hou nie, dan sal hy die goddelose deur sy ongeregtigheid sterwe. Hy gaan dood. Maar sy bloed sal ek van jou hand eis. As ek veronderstel is met 'n persoon te praat en ek besluit om net ek dink ek gaan hierdie een, kom ek bewaar eintlik maar net die vrede. Ek gaan eintlik nou niks sê nie. Die Here gaan vir my sê, hoe nou? Hoe nou? Dis 'n swaar een daai. Daai een lê baie swaar op die hart vir my. Nie net ten opsigte daarvan om te praat met 'n persoon oor dit wat hulle doen, om te praat met God oor wat iemand doen. Hoor gou hierdie vers, 1 Samuel 12 vers 23, ook wat my betref, dit is ver van my dat ek teen die Here sou sondig, dat ek sou ophou om vir julle te bid, maar ek sal julle in die goeie, wag, kap gou trierad. Dit is ver van my dat ek teen die Here sou sondig, dat ek sou ophou om vir julle te bid. As ek ophou om vir 'n persoon te bid, dan sondig ek teen God. Wat 'n skrikwekkende gedagte. Timoteus is een van daai briewe van Paulus, wat hy net, Paulus, jou potlood is geweldig skerp. 'n Opsiener moet dan onberispelik wees, die man van een vrou, nugter, ingetoe, fatsoenlik, gasvry, bekwam om te onderrig, geen drinker, geen vegter, geen vuilgewinsoeker nie, maar vriendelik, geen strydlustige, geen geldgierige nie, een wat sy eie huis goed regeer en sy kinders met alle waardigheid in onderdanigheid hou. As ek my eie huis goed moet regeer, dan beteken dan moet my goeders moet in orde wees. Ek persoonlik, ek is individu, my goed moet in orde wees. Dit begin daar. En dan wonder ek soms, hier is 'n verdere gedagte wat ook kom uit Timoteus. As iemand, 1 Timoteus 5 vers 8, as iemand, maar iemand wat vir sy eie mense, veral sy huisgenote, nie sorg nie, het die geloof verloon en is slegter as 'n ongelowige. Nou daai geld vanuit nie net van 'n finansiële perspektief van maak seker as 'n dak oor die kop en kos op die tafel. Nie dit van 'n dis baie duidelik, dis baie voor die hand liggend van waar 'n persoon besig is om byvoorbeeld sy geld uit te gee by die drankwinkel en dan is maar sy kinders ly honger. Dit kan ons almal sien. Dis okay, wag, hier het ons 'n probleem. Maar hierdie praat daarvan van die emosionele sorg wat ook iemand toekom om daai rol te vul wat 'n vader in die huis veronderstel is om te doen. As dit nie gebeur nie, dan is dit sonde. En ek het vroeër gepraat daaroor dat wat was dit nodig vir my om te kan sien van waar het ek regtig waar nog grease-strepe op my gesig en goed. Ek is nie altyd besig om te vat aan my gesig om te bepaal waar dit is nie. En die oomblik wat ek dit doen, vererger ek die probleem in elk geval. Ek het nodig om in 'n spieël te gaan kyk waar dit is om regtig skoon te kan kom. En as ek kyk na hierdie spieël, ek het nog 'n lang pad om te gaan. Miskien is daar iemand wat ook 'n entjie het om te gaan. Maar ek weet as ek hierdie goeie lees, is 'n lang pad om te gaan.
En die oomblik wat ek dink, daar's 'n laaste een wat ek net wil lees wat hierdie betref. Wat staan in Jakobus 2. Wie die hele wet onderhou, maar in een opsig struikel, het aan almal skuldig geword. So die oomblik wat ek dink dat ek is eintlik blink en ek is reg, en moenie bekommerd nie. Ek het eintlik hierdie, ek gaan nou ietsie vir julle saggies sê. Ek gaan dit saggies sê. Miskien moet ek die mikrofoon afsit. Gaan julle dit nie kan hoor, dan kan dit nie opgeneem word nie. Net om ek terg. Ek het, julle kan sien, dis een van die ernstige goeters wat ek sê, want ek staan heel voor hierso. Ek so ver vorentoe as wat ek kan gaan. Ek onthou nog 'n geleentheid van waar ek, toe ek 'n kind was, gedink het, "Haai, ek het vandag niks verkeerd gedoen nie." Kyk hoe blink is ek. En dan lees ek daai skrifgedeelte en besef ek net die oomblik toe ek dit dink. Want wat is ek? Hoogmoedig. Hoogmoedig. Kyk, ek het alles reg gekry. Nee, ek het nie. Nee, ek het nie. Nee, ek het nie. Nee, ek het nie. En hier is die ander gedeelte is dat as ons nou sê, ons kyk in die spieël om te kan sien van waar kan ons hierdie net verbeter? Hoe kan hierdie eintlik regkom? Ek wil genuine skoon wees. Ek wil eintlik ek wil alles afskeer. Ek wil nie 'n haartjie hê wat hier so staan nie. Geen kritiek teen diegene wat baarde het nie. As ek kon sou ek. Maar as ek wil skoon kom, dan kyk ek in die spieël en maak seker waar ek is. Wie was hulle gesig met 'n spieël? Enigiemand? Kan enigiemand dit doen? Gaan enigiemand staan hulle daarso? Nee. Spieël maak jou nie skoon nie, spieël wys net vir jou uit. Hy wys net vir jou wat is hierso aan die gang. En ons Jakobus 1 vers 23 maak dit duidelik. As iemand 'n hoorder van die woord is en nie 'n dader nie, die is soos 'n man wat sy natuurlike gesig in 'n spieël sien. Hy sien homself en gaan weg en vergeet dadelik hoe hy gelyk het. So dit spieël het jy nodig, maar hy kan jou nie reinig nie. Jy kan jouself nie was daarmee nie. En daar staan ek met hierdie gemors op my hande. Ek is so vol, ek is tot hier so vol van hierdie olie. Ek kry dit nie van my af nie. En die persoon wat verantwoordelik was vir daai gedeelte van die werk, die bestuurder van die werkswinkel, stel my voor aan hierdie verstommende goed. Dis so 'n houer aan die kant van die werkswinkel, wat ek nie geweet waarvoor dit is nie. Kom in so 'n wit houer met rooi strepe op dit, en hy het 'n hefboompie aan die onderkant. Klik, dan soos hy so trek, dan stoot hy vir jou so 'n klein bietjie van hierdie dik pasta, druk hy dit so uit. En is so 'n grinterigheid aan dit, dis so 'n growwe gevoel, en dit ruik na amandels. Vryf ek hierdie goeters in, en hy sê daar so, maak baie seker dat jy was dit nie, jy sit nie nou dadelik water by dit nie, vryf dit in, kry dit hier so onder jou vingernaels in, was, en dan spoel jy dit af. En dan skielik is dit no ways. Goeieste, kyk net daar. Ek het ietsie nodig gehad wat buite myself was, wat ek nie geken het nie, wat ek bietjie tyd mee moes geneem het. Maar daai goed het eintlik vir my skoon gekry. En dit werk, dit maak nie saak van wat dit is nie. Dis beter as ouma se boerseep, daai goeters. En jy het nie baie nodig nie, net so klein bietjie. En dit vat alles weg, alles. En ons verhouding met die Here is dieselfde. Ons teksgedeelte maak dit vir ons duidelik. 1 Johannes 1 vers 7. As ons in die lig wandel soos hy in die lig is, dan het ons gemeenskap met mekaar, en die bloed van Jesus Christus sy seun reinig ons van alle sonde. Iemand is besig om te sê, Werner, ek weet hierdie, dis fyn. Ek gaan nou sê, daar's iemand wat nie eintlik bewus is daarvan, dat elke laaste ding wat hulle verkeerd gedoen het, kan afgewas word. Miskien is dit die mense wat gekies het om vandag nie te kom nagmaal toe nie, want hulle voel skuldig. Mag dit so wees dat hulle die opname hoor, en dan hoor hulle hierdie boodskap. Ons het 'n ruk gelede, was daar 'n
vraelys wat uitgestuur was vir die gemeente, om net te pyl van hoe staan sake. Weet julle hoe baie mense het gesê dat hulle weet hulle is gered, mits hulle baie hard probeer? Ja, ek is gered, ek hoop ek is gered. Ek hoop so. Hoekom sal iemand sê, ek hoop ek is gered? Ek hoop so. Dis dieselfde soos om te sê, ek hoop dat ek sal van daar onderaf kan spring tot hier so bo op die verhoog. Ek hoop so. Ek moet nou van hier af, ek moet spring tot al die pad daar so waar daai kragprop in die grond ingaan. Jo, ek hoop ek kan dit doen. Of nog 'n beter voorbeeld, ek hoop ek kan van hierdie kant van die tafel spring tot aan daai kant sonder om 'n gemors te maak, sonder om ietsie om te stamp. Dis 'n benadering wat baie mense het in opsigte van hulle godsdiens en dit geld hier. As ek dit reg lees wat in die vraelys ingevul is. Sekere mense sê daar's 'n ek is gered soort van ek hoop so. As ek baie hard probeer. Die teks praat nie daarvan nie. Die teks sê daar dat daar's iets buite my wat my reinig van alle sonde. Alles. Hierdie was die teksgedeelte wat vir Martin Luther geweldig belangrik was in sy hele gewaarwording van hoe verlossing plaasvind. 1 Johannes 1 vers 7. Dit is die een wat hy gesê het, die bloed van Jesus Christus, sy seun, reinig ons van alle sonde. In sy argument met die duiwel, as jy dit op daai manier kan fraseer, want hy het dit so ervaar, dat hy fisies in 'n stryd was met die vyand. En ons is, elkeen van ons, elke dag. Daai is die teksgedeelte waarop hy staat gemaak het. As dit goed genoeg was vir Martin Luther, dan is dit goed genoeg vir my. Verseker. En ek dink ek het al erger gesondig as hy. Ek kan dit nie bewys nie, maar ek kan raai. Reinig ons van alle sonde. Alles. Maar daar is 'n vereiste vir hierdie. Daar is een vereiste. Want die een ding wat nie in die Bybel staan nie en wat nie geleer word nie, is universalisme. Is dat Jesus het dood gegaan, hy het gesterf vir my sondes, hy het opgestaan, daarom kan ek nou net maak wat ek wil en almal gaan eintlik net gered word op een of ander manier, ongeag. Nee. Die volgende stukkies in die teks is baie belangrik en dan bou dit vir ons 'n struktuur in die teks wat ons kan sien van wat die boodskap is wat moet uitkom. As ons sê dat ons geen sonde het nie, 1 Johannes 1 vers 8, as ons sê dat ons geen sonde het nie, mislei ons onsself en die waarheid is nie in ons nie. Vers 10, as ons sê dat ons nie gesondig het nie, maak ons hom tot 'n leienaar en is sy woord nie in ons nie. Beide vers 8 en vers 10 sê daarso, erken jy is 'n sondaar. Erken dit. Want andersins dan of ons flous onsself of ons sê dat God praat nie die waarheid nie. So ons moet dit erken. Vers 9 in die middel van dit. Wat rus op albei van daai goeters. Erken. Vers 9. As ons sondes bely. Hy is getrou en regverdig om ons die sondes te vergewe en ons van alle ongeregtigheid te reinig. Die sleutel tot verlossing, die sleutel tot vergifnis is dit, okay Here, okay ja, dit het gebeur, ja, dit was ek. Ek het U nodig. En ons kan nie onsself flous daaraan, ag moenie worry nie, ek sal môre die grease-streep van my afvee. Later sal ek van hierdie dieselolie mengsel wat hier by my rug afgeloop het, ek sal op 'n ander dag van ontslaa raak. Ons het nie daai leksheid nie. Ons dink ons het, maar ons het nie. Dit moet nou gebeur, nou. En ek word herinner aan 'n verhaal van John Harper. Julle ken heel waarskynlik die verhaal van John Harper, maar hy was 'n sendeling gewees in Skotland. En hy was op 'n sekere skip wat mense gesê het nooit gaan sink nie. En almal was besig om groot partytjie te hou aan boord die skip. En toe gebeur dit wat niemand verwag het nie, maar hulle eintlik maar net sowel kon. En skielik is dit nie meer dat mense hulle lewe meet met 'n kalender nie. Hulle meet dit nie met 'n almanak nie, hulle meet dit nou met 'n stophorlosie. Hoeveel tyd het jy as jy in daai ysige koue water dan beland van die Noord-Atlantiese Oseaan? Die tyd loop. Nie met
Nie so nie. Dit loop baie vinnig. En John Harper het gebid vir mense aan boord die Titanic en hy het gegaan toe, hy het sy lewensreddingsbaadjie het hy gegee vir sy dogter en geweet dat sy gaan 'n weeskind wees nou. Hy het vir haar gebid, haar gesoen en hy het vir haar gesit binne in 'n lewensreddingsboot. En hy was saam met al die ander mense was hy in die water beland. Hy het sy lewensreddingsbaadjie het hy vir 'n dame gegee. Hy is daar in die water in en hy het geswem van persoon tot persoon en vir hulle so vasgegryp en gesê, is jy gered? Is jy gered? En hy het hy 'n boodskap na hulle toe gebring, en as hulle dit nie geweet het nie, om vir hulle te sê, erken jy's 'n sondaar en roep tot die Here Jesus Christus, word gereinig, want die bloed van die Here Jesus Christus reinig jou van al jou sondes. En een na die ander persoon het hy dit gedoen, so lank as wat sy lewenskrag gehou het, en hierdie is 'n stelling wat 'n persoon gemaak het. Ek lees dit soos wat ek dit gekry het. I am a survivor of the Titanic. I was one of only 6 people out of 1,517 to be pulled from the icy waters on that dreadful night. Like hundreds around me, I found myself struggling in the cold, dark waters of the North Atlantic. The wail of the perishing was ringing in my ears when there floated by me a man who called to me, "Is your soul saved?" Then I heard him call out to others as he and everyone around me sank beneath the waters. There, alone in the night with 2 miles of water under me, I cried to Christ to save me. I am John Harper's last convert. Die kragtigste hulp, die magtigste hulp wat bestaan, die mees kosbare prys wat ooit betaal is, word ongedaan gemaak indien ek nie sê, ja Here, asseblief. Ons het 'n simbool hiervan, die voetewassing, wat ons nou gaan doen. Niemand gaan enigiemand anders dwing om te gaan voete was nie. Niemand tel vir iemand anders op en gaan sit hulle, druk hulle voete in en sê, hoor jy het dit nou nodig nie. Maar daar word 'n uitnodiging gerig. En daai selfde uitnodiging is die een wat die Here dan rig. En ek wil vra dat ons 'n oombliekie gaan neem vir gebed. Op dieselfde manier wat die kruis 2 gedeeltes het, daar's 2 strukture aan die kruis. Daar's 'n vertikale aspek en daar's 'n horisontale aspek. Nou verlossing het ook 2 gedeeltes. Die nagmaal het 2 gedeeltes. Een gedeelte is my verlossing, my verhouding met die Here. Ek moet bely teenoor die Here. Here, ek het droog gemaak. En wat is sy belofte? As ons bely, hy is getrou en regverdig om ons die sondes te vergewe en ons van alle, die woord is panta in die Grieks, alles omvattend, alle ongeregtigheid te reinig. Dit maak nie saak van hoe erg daai gemors is nie, dit was alles af. En die reuk, die stank van die dood, kleef nie aan my nie. En ek gaan net noem as 'n ekstra een, dit is my treffend dat die breuk daarvan is van amandels. Want wat was ook in die ark gewees? Daar was die pot van manna, daar was die tafels van die verbond, en daar was Aaron se staf, die amandelbloeisels wat daar op dit is. So die hoëpriesterskap van die Here Jesus Christus slaan deur, daai reuk is een wat ek nooit sal vergeet nie. En as ek daai reuk kry, dan dink ek verlossing. Soos hierdie gemors kan afkom, so kan die Here enigiets hierso afwas wat verkeerd gedoen het. Enigiets. En al wat ek moet doen is net om te sê, Here, asseblief. Dankie oom Marius. Goeie punt. So, ek gaan vra dat die Heilige Gees met elkeen nou
gesels. En ek gaan vir u nooi, dat ons vir 'n kort oombliekie praat, dat die Heilige Gees aan ons sal openbaar, wat moet ons bely? Wat moet ons sê? Vir hom, want ons bely teenoor hom, niemand bely teenoor my, hier is nie die Katolieke kerk nie, niks met my te waai nie, maar dit is wel uit te waai met u, en met die Here, en nou gaan ons voete was. Kan ons gou bid? Is dit reg? Goed. Liewe Here, magtige God, die tyd is so min en ons besef dit nie. Ons tyd is eintlik so min soos die mense wat in die Noord-Atlantiese Oseaan beland het. Mag ons nie vir 'n oomblik versuim nie, liewe Here. Mag ons die geleentheid neem om vry te word. Praat asseblief met ons, liewe Heer, nou, deur die werking van die Heilige Gees. As daar iets is, liewe Heer, wat ons nog moet bely teenoor U, wat ons heeltemal skoon gewas kan word, mag ons dit nou doen. Openbaar dit aan ons. Ek bid in Jesus naam, asseblief. Kan ek